iewers moet iemand wees wat sug oor iemand. So, kan ek net 'n einde of 'n amen kry? Sug julle baie keer oor julle kinders? Sug julle? Soos Karlien het altyd planne. Sy het altyd planne. Ek weet nie waar sy in hierdie goed kom nie. Dan is soos ek het nou al vir jou gesê, ek dink hier dit gaan werk nie. Maar op een of ander manier maak sy laat dit werk. Ek weet nie, betaal sy haar maats, plaas sy druk of wat doen sy nie. Maar sy maak dinge werk. Sy sal nou nie, sy is nie een van daai wat sal druk plaas nie, maar hier is iets wat ek vir jou wil leer. Miskien jy vra, hoor God ooit as ek moedeloos is? Baie keer het jy al gesien, as al mense sê, ag nee, ek sal so raad op vir daai kardoefkop, ek wil nie eens met hom praat nie, hy maak my sommer siek en sê, ag nee, ek is so moeg vir Sean krap hier aan my die hele tyd, hy maak my so negatief kyk op my af. Het jy al so gevoel, nee Sean, jy doen nie hoor, jy doen regtig nie, voel jy nou spyt daaroor. So God hoor alles van jou, hy sien alles van jou en hy weet alles van jou, hoekom jy sug. Nou in Psalm hoofstuk 5, maak jy jou Bybel saam met my oop. Nou, ek het 'n restriction op my WhatsApp. Iets is fout. Iemand probeer op die agtergrond van my selfoon kom. Dis nou die derde keer, tweede keer in 1 maand. Vanmiddag toe ons besig was, ek in my studeerkamer, is Wilmarie aan die ander kant van die vertrek besig. En onmiddellik, my WhatsApp is op al my laptops so onmiddellik skop alles uit. Ek kan absoluut niks op het doen nie. So ek vra, Dani, try my maar net volg met die verskillende vertalings. Ek wou dit vir jou stuur, maar ek kon absoluut nie. So wees geduldig, hy moet die vertalings gaan kies. Is nie altyd so eenvoudig nie. So ek het 'n paar vertalings oopgemaak om vir jou oop te breek. Psalm hoofstuk 5 vanaf vers 2 tot vers 4. So ek het so 3 vertalings ingesit. Sit vir my die 33-53 vertaling. Vers 2 sê, so ons gaan werk op die ABA vertaling, die ABA, die 2020, ek is glad nie mal oor hom nie, maar daar is iets wat ek vir jou wil oopmaak uit hom. En dan is dit die gewone 33 en die 83. So kom ons begin by die normale een. O Here, luister na my woorde en let op my versigtiging. Versigtiging. En dan sit hom vir my, vers 3 sê, gee ag op die stem van my hulp geroep, my koning en my God, want tot u bid ek. En dan vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor. Wanneer? Weet julle hoe georganiseerd is die Here? Nou terwyl ons nou op pad is na die nag toe, moet Amerika nog deur die dag gaan. Wanneer dit oggend by ons is, wanneer ek 4 uur in die oggend op is, en ek ry welkomste rigting na die gym toe, dan is my klein sussie in Amerika met my besig op die foon, want dan is dit net na 8 by haar. Dan is dit so die Here werk georganiseerd, want hy het lande in tye, ek wys jou georganiseerd is God. Hier het vir my iets oopgebreek van God, 'n ordelike God. God werk in 'n stelsel waar hy in die môre na elkeen se boodskap luister, elkeen se hart. Hy luister hier na Amerika nou luister hy hier na Australië, nou luister hy hier na Nieu-Seeland, hy kom luister hier na Suid-Afrika. Maak net sin wat ek vir julle probeer sê. Dink net gou vir 'n oomblik hoe ordelik is God se beplanning, hè? Niks gaan gebeur wat hy nie van weet nie. Ja, so pastoor, 11 uur by my, dan vergeet die Here van my, want as iemand in Amerika nou weer stout met ander. Nee, hy sal nooit van jou vergeet nie. En dan gaan ons terug na die 2020 vertaling in vers 2 asseblief. Hy sê, luister tog na my woorde, Here, hoor my versigtiging. Slaan ag op my noodkreet, my koning en my God. En Here, in die oggend hoor u my stem, in die oggend lê ek my saak aan u voor en wag. Met ander woorde, wat is jou saak as jy elke dag opstaan? Daar's woorde wat sê, joy comes in the morning. Wanneer jy kwaad is vir jou vrou, pappa, vind die Here, nou is dit kies en make-up en alles is verby. Sit jou saak voor die Here, wees opgewek en vrolik. En dan gaan ons gaan na die ABA vertaling, sit hom gou vir my vers 2, het jy hom nie? Ons gaan hom vir jou moet koop. Ok, ek gaan hom vir jou lees. Hy sê, Here, u moet luister na wat ek sê. En dan sê hy, u moet hoor hoe ek kla en sug. Dis wat hy sê, dis eintlik wat die 33 vertaling beteken. Here, hoor tog net hoe kla ek Jelona. Hoor hoe sug ek vir Oubie.
Hy's nie hier nie, nou kan ek dit sê. Hy het liefde gestuur, hy werk. Weet jy wat sy skofte tot vanaand nie, maar moenie vir hom sê ons het oor hom gepraat nie. Hy kan dit self uitvind op WhatsApp of op Facebook. En dan sê hy in vers 3: Slaan ag op my noodkreet, my koning. Ekskuus. U moet hoor die oorspronklike. U moet hoor wanneer ek vra dat u my moet help. Kyk hoe aandragtig is hierdie persoon. Hy kom en hy sê, u moet hoor wanneer ek vra dat u my moet help, want dit is tot u wat ek bid. Jy bid tog nie tot 'n ander God nie. Jy bid tot die Here. So jy wil hê, Here, hoor my. Here, asseblief, hoor my. Here, hoor my asseblief. Maak dit bietjie sin, is daar van julle wat so voel wat jy sug partykeer en vra, Here, ek bid nie teen hierdie ceiling vas, ag Heer. Here, hoor jy tog nie wat ek sê nie, hoor jy nie my klagtes nie, kan ek vir jou iets sê? Soms wil God net nie respond op jou klagtes nie. Want hy gaan vir jou sê, ek het al vir jou gesê. Weet julle wat's amazing? Ek het eendag, as daar nou een tannie in die kerk is wat my ken van A tot Z, is dit nou tannie Elise. Sy sal altyd vir my sê, pastoor, nie dit doen nie. Jy gaan jou vinger brand. Dan gaan ek vas sê, maar ek het nog nie my vinger gebrand nie, so gaan ek toets. Ek is in die begin van daai ding aan my vinger al gebrand. Dan sê ek so kwaad vir die hele wêreld, ek dra die hele wêreld op my, dan sê sy, maar het ek nie vir jou gesê, moenie dit doen nie. My ma sou altyd met my ek was die moeilikste kind in die huis, ek het nie ore gehad nie, die goed is dit hier gesit. Hierdie was blompot, hy kaktustyd hier uitgegroei. Ek het net gehoor wat ek behoor. Lekker sappige, suur, bitter goed. Ek het stupid goed gedoen, en dan sal my ma sug. My pa was so raad op hom afgekyk vir my. Want ek sou vroeg in die môre, wanneer ek moet eerlik wees, kyk, in daai hele huisgesin was ek altyd 3 uur of 4 uur in die oggend is ek wakker. Vandat ek 'n kind is. Ek sou nie slaap as my ma nie my kussings reguit gemaak het nie. Ek is vandag nog so. Ek kan nie op my bed lê as my kussings se krekel nie uit is nie. As ek op die bed kom en daai bed het 'n krekel, vergeet dit. Ek is vandag nog so. Ek kry my bidbaar vir my vrou. Sy het hare op haar tande nodig. Maar dit is hoe ek is. Ek weet nie hoekom ek so is nie. En hier is wat gebeur. Slaan ag, ek gaan in die môre wanneer dinge sleg was en al die probleme wat ek natuurlik vir my ouers sou gegee het, sou ek tog die een wees wat 3 uur of 4 uur terwyl die ander 2 lang latte geleë en slaap het. So ek so hard bid, ek sou my Cathy Viljoen aansit op my radio, my tyddik. Ek sou hom geplei het en ek sou daai ouetjies wou uit die huis uittrek, hulle wou nie naby my nie. Op die ouderdom van 13 en 14 toe besluit Wimpie en Cornelis, hulle gaan nou in die buitekamer slaap. Hulle kan nie huis saam met my nie. Maar ek het as kind al geleer om die aangesig van God te soek. Weet jy wanneer hulle die huis uit wou trek, het ek 3 uur in die môre voor die Here gehuil. O, Here, moet laat hulle trek, ek het hulle so mis, ek is so lief vir hulle. Maar ek was die oorsaak dat hulle wou trek. Alraai, so ek wil 'n gedeelte met jou deel. God hoor as jy roep in die môre, en dan sê in vers 4, Here, wanneer ek in die oggend bid, dan sal u hoor. Ek kom staan voor u in die oggend, en ek wag dat u my moet help. Nou luister gou vanoggend. As dinge skeefloop 9 uur vanoggend met jou, weet jy het nog nie gebid en jou saak voor God gestel nie. Hoekom is dit belangrik om in die oggend op te staan en met God eers te praat? Weet julle wat is 'n probleem? Ek kan nie wag vir hierdie skool waarna toe ons gaan nie. Kan ek 'n slukkie van my water vat asseblief? Ek het nie genoeg vir almal nie, sorry. So hier is wat gebeur. Wanneer, ek kan nie wag vir hierdie uitreik van die skool nie. Die eerste ding wat ons in die oggend doen is, ons gryp na ons selfone. Kom aan, wees nou eerlik. Vir al die jong meisies, Wortel het vir my geskrywe, kyk of het hy vir my geskrywe. Ja, ek het nie Hy mannetjie, hy kan nie wag nie. Hy sê, Here, Sari het vir my geskrywe. Het sy nie vir my ge-WhatsApp nie. Dis die eerste ding wat kinders doen. Groot mense, is die eerste ding om te kyk wat sy probleem is, nou vandag al deur die baas 2 uur vanoggend gestuur. Ek is so negatief kyk op my ouers. Die eerste ding wat ons doen is, ons soek ons selfone. Jy soek 'n liggie wat brand, en op 'n verkeerde plek, en dan's jy so negatief, jy bid nie eers vandag nie. Jy het nog nie eers jou dag as 'n saak voor God gestel nie. Kom aan, praat ek die waarheid? Praat ek die waarheid? Hoe gaan dit in die landerye? Hoe gaan dit daar by jou? Voel dit vir jou ook so, Adam?
Gebeur dit by jou? Ek moet nou die diesel uitwerk en die gif. As jy te veel gif het, gee vir die pastoor, as 'n paar bossies wat ek moet uitkra by die depot. Ek irriteer my. So, kyk, wanneer ek opstaan in die môre, wat is die eerste ding wat jy moet doen? Is bid. Weet jy hoeveel sake het jy om by God te stel op 'n oggend wanneer jy opstaan? Dankie Heer, al is ek klein vir my skool en vir my brein. Maak my net goed en sterk, Vader, om vir U te werk. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, en vergewe ons skulde, net so ons skuldaars vergewe. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, want aan U kom toe al die lof en die eer tot in ewigheid. Amen. Is dit hoe julle bid? Wanneer jy opstaan in die môre, is jy veronderstel, ja, dit gaan kroel klink, laat ek dit nie sê nie. My vrou kyk live. Wanneer jy opstaan in die môre, sê vir haar, sy lyk pragtig, en staan uit die bed uit op, papa, en begin bid. Stel jou saak aan God, want God wag 'n sekere tyd van die dag om van jou te hoor. Nou kom hy, wanneer stel jy jou saak voor God? Vroeg in die môre, as jy begin met stilte tyd, moet jy jou saak stel. In jou oomblik van sug, hoor hy jou. Wanneer jy voor hom kom staan en jou saak stel, hoor hy jou. Wanneer jy huil, sien hy en hy hoor jou. Het jy geweet dat Jesus voel selfs die pyn en smart wat jy het? Want hy het pyn en smart gehad by die graf van Lazarus. Hy het gevoelens, hy kan voel, hy kan hoor, hy kan sien, hy kan praat, hy kan ervaar, hy kan beleef. Jy verwag dat God nog, wanneer jy in jou binnekamer ingaan, moet jy weet, God verwag jou in jou binnekamer vroeg in die môre. Nie 1 uur vanmiddag nie. Weet julle wat slaan my verstand te bowe? Dit het met my gebeur, dit het met my baie in my lewe gebeur. Maar ek moes myself regryk. Ek sou eers hier 12 uur besef het, toe ek 'n jong man was. Ek het tog nie gebid nie. Ja, ekskuus, Here, vergewe my. Dan staan ek met my sigaret in my hand, dan begin ek te bid. Maar ons kom met verwagtinge van, ek wil dit hê, luister, dis nie verkeerd om God te vra wat jy nodig het nie. Asseblief, ek wil hê jy moet gou mooi hoor wat ek sê. Dis nie verkeerd nie. God wil hê jy moet daaroor praat, hy kyk daarna. Maar moenie dat dit elke dag net oor jou gaan nie. Ek wil julle ietsie leer. Vat 'n kar koop byvoorbeeld. God wil nie hê jy moet jou met skuld belas nie. Nou gister toe ry ek so aan 'n kar. Ek gaan nie sy naam sê nie. Nee, dalk moet ek dit sê, 'n nuwe 2025 Ford Mustang. Ja. Maar kyk, ek was nou in Bloem en ek was nou terug. Maar ons wil nie daaroor praat nie, ek het regtig bely. Hier is die probleem. Jy's 'n mens, nou sit jy, nou sê Here, ek wil ook so 'n Mustang hê. Ek wil ook hoor hoe brillend klap hy dan. Tot die taxi stryk op die pad, hulle wag pad as jy daai petrol. Alles jy dis guns in daai motor. Die Here gee guns, jy sukkel nie om verby te vat nie. Baie keer wil jy iets hê en jy is herhaaldelik voor God vir dit wat jy wil hê. Prys die Here, hou God vir my vas. OK, dankie met hom. Ekskuus julle hoor, ons gaan nou as 'n gemeente bid. Baie keer wil die Here hê, jy moet nie net kyk na wat jy in jou behoeftes wil hê nie. Kyk wat is God se behoeftes vir jou om verander te gee. Jy is nie hier om net te ontvang nie, jy is hier om te gaan gee. Dis die verwagting wat God van jou soek is. Wat gaan jy gee vir God wanneer jy 5 uur vanoggend opstaan? Kan ons net 'n einde aan die kerk kry? Dani, ek sal dit nou deursit, hoor. Baie kere, wat verwag God as jy voor God staan? God wil iets doen, God wil iets gee en God wil seën, selfs as jy die boot ingedwing word soos vanoggend, nê. Nou hierdie broem van gister. Nee, kyk eens, ek wil môre met hom op Bloem toe ry. Ek moet invoices gaan ingee. Ek gaan hom bel en van luister,
kry ek jy daar by die kantoor, ek sal petrol gee, moenie waar nie, want ons net nog een keer, ek stel. Hy sê gou, baie keer dan jy hierdie begeertes, dan is dit die begeertes wat God wil hê nie. Dis iets wat ek vir die gemeente wil sê. Wanneer ek bid oor 'n saak, ek het dit al vir julle gesê, die woord van die Here sê, bid gedurig, bid oor 'n saak, bid daaroor, moenie net bid daaroor dat God jou antwoord. Ek het iets geleer in die bediening, ek bid een keer, ek vra, hoor wat ek vir jou sê vanaand, ek vra God net een keer, en ek sê amen, en ek sê laat dit so wees, want dis wat amen beteken, en dan sê ek, Here, as dit U wil is, dan sal die Here vir my gee as dit moet wees, as dit nie moet wees nie, dan sê ek nog steeds vir hom dankie. Ek wil vanaand vir iemand sê, die Here het nog altyd vir my gegee wat ek nodig gehad, behalwe een ding, ek bid al 11 jaar daarvoor, ons gaan al vir 11 jaar, maar die Here weet wanneer, en hoe, en waar, en wat, nie jou tyd nie, God se tyd. So, daai ding wat ek voor gebid het ek een keer 'n jaar gebid, ek moet dit bely, ek bid een keer 'n jaar, sê, Here, dis die 1 Januarie 2026, is daar al iets in die lig op pad vir my? Dan herinner ek hom, en dan los ek dit, want hy sal weet wat het jy nodig, en dan kom die woord van die Here en hy leer my, hoe lyk jou woordeskat voor God, wanneer jy bid? Onthou jy, ek het al vir jy gesê, ek gaan jou vrou as 'n voorbeeld gebruik, my nie slaan nie, ons is suiwer. Ek kan nie bid en sê, die Here het haar as my vrou gegee, maar sy is in hom getroud. Hoe doen jy dit? Hoe kan ek sê, sy gaan, Here maak haar, ek kan dit doen. Hoe kan ek sê, ek like sy Ford Ranger, hy lyk soos koeksuster kleur, iets anders, ek het die orange pumpkin, kyk, Sansie, wortelkoek. So nou gaan ek ons sê, ek speel met jou, sê, wat ek so sê, ek mag nie begeer nie, ek wil jou Ford hê, nee, maar ek soek hierdie een, ek mag nie jou begeer nie. Hoe kan ek nou om Nick toe gaan sê, eers oom met 'n groot bankrekening, ja, ek wil oom se rekening hê, kan ek nie hê wat oom het nie, kan ek dit doen? Ek bid verkeerd, ek moet bid en vra, Here, wat het U vir my instoor? Partykeer wil ons die blaarslaai en die macaroni en mince van iemand anders hê, wat kaas en al die ander goed, maar God beplan vir jou vir net rys en water. God wil jou dalk 'n bietjie op 'n, hoor gou wat ek probeer sê, en ek sê dit in alle eerbied. God wil dalk jou hê om 'n bietjie te vas. Wat is God se wil vir jou, is om 'n bietjie te vas. Hoor julle wat ek probeer sê? Ek het al iets gesien, wanneer jy vir iemand iets gee, waardeer hulle dit nie as hulle nie vir dit betaal het nie. Ek het dit al baie in my lewe gesien, glo jy vir my. Ons het al, ja, laat ek dit so sê nie, ons het al dinge gesien en gedoen, dan sien ek, maar daar's geen waardering nie, daar's geen blydskap nie, alles word so getrek, verby. Okay, dit word opgesnyf, dis weg, dis daarmee heen. Kyk gou hierso. Jesus genees 'n dowe man in Markus 7, so Jesus het ook gesig, en ek gaan dit nou vir jou wys. Mag jy jou Bybel op Markus 7 vers 34. Kom aan, maak jou Bybel op Markus 7 vers 34. Daar kom 'n prediker laas jaar, ek wou dit vanoggend gesê het in vanoggend se preek. Mense praat oor geeste, wanneer iemand manifesteer, dan kom daar skuim uit hulle mond uit. Daar gebeur dinge wat gebeur, en styftrekkings en sulke goedes, en die man haak af en hy sê, maar hulle gebruik inous in die kerk as hierdie goed gebeur, en dit was na hierdie kerk verwys. En die woord van die Here gaan jou leer, wanneer iemand styftrekkings kry, of daar kom slijm uit, is dit 'n bose gees wat in daardie persoon gemanifesteer het. Ek wil dit graag sê, maar jy kan 'n hele hoofstuk Markus hoofstuk 7 gaan lees. So daar is jou antwoord as iemand ooit weer vir jou sê bietjie Ephata. Nou hou jou Bybel oop. So mense bring 'n dowe man na Jesus, en hy het 'n spraakgebrek gehad. So die Here het geweet, luister julle 12 broodjies vir my. Ek het nou vir julle elkeen die mag gegee oor die krag van Satan. Ek het julle alles geleer, julle is naby my, julle is gevul met die Gees, julle het alles om te kan doen in my naam. Kyk wat gebeur. So Jesus vat hom een kant van die mense af weg, en Jesus steek sy vingers in die ore, julle het nou al gesien, steek vingers in die ore, nou gaan julle verstaan waar kom al die goed vandaan, wanneer jy vir iemand wat doof is bid. Kyk gou, die Here gee ons die taktiek, maar dit is sy naam wat oopmaak. Ek probeer net vir jou iets wys. En hy druk sy vingers in sy ore, en hy spoeg aan sy tong gesmeer.
Dink dit gou as iemand hier voor jou staan, Len, en jy's nou hier voor my en jy's doof, ek druk my vingers in jou ore en ek vat spoeg en ek druk dit op jou tong. Jy gaan ons vir my kwaad wees. Hoekom het Jesus sy spoeg op daai man se tong gesit? Lees mooi die woord van die Here. Kyk wat het hier gebeur. En die Bybel sê, daarna het Jesus opgekyk na die hemel en hy het gesug. Ja, had ek net my vingers in hierdie ou se oor druk en 'n bietjie spoeg op sy tong sit. Ja. Hoe lank moet ek nog hierdie paar kadoefkop disippels leer? Kyk gou wat gebeur. Het julle maals by die skool wat jy oorsig? Sig julle oor pelle? Bid hulle reg of weg, maklik. Right, en daarna het Jesus opgekyk na die hemel en hy het gesug en die dowe man gesê, Ephata, wat beteken maak of gaan oop. Ephata beteken gaan oop en daai ore is oop. En die Bybel sê die ore het dadelik oopgegaan. Mense is opgewonde want alles wat Jesus doen is goed en hy maak blindes sien en dowes hoor. Maar Jesus het ook gesug, nog een van daai stom dowe geeste wat hulle vir my gebring het. Kan die mense nie hierdie goeders doen nie? Weet jy hoe is dit wanneer ek jou nou raad gee en jy bly met my met dieselfde probleem? In die studie as jy teologie swat, word jy geleer om nie sommer raad vir iemand te gee nie. En nou verstaan ek hoekom. Want as jou raad 'n failure is, hou hulle jou verantwoordelik. Draai na Jesus toe, die antwoord is in die Bybel. My raad vir jou is die Bybel. Doen wat daar geskrywe staan, leef wat jy lees. Bekeer jou en baie van ons bekeer ons doop ons nie en ons leer nie. En dan wanneer ons bekeer, doop ons maar ons leer nie. Ons is nie bereid om te leer nie. Ek het daai 7x70 geleer vir die gemeente. Karen het my gevra, Karen, dis 'n ja. Ek gaan dit op 'n woensdagoggend hier aanbied as julle wil deel wees van die Bybelstudie of die bid hier op 'n woensdag. Ek gaan hom weer kom aanbied. Ek gaan vir julle die prentjies oopbreek, gaan vir julle alles gee van hom. Nou hier is wat belangrik is jy kan nie 'n PTW word nie. Jy moet groei. Sê bietjie groei. Groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal verwaarloos jou Bybel, vergeet om 5 uur te bid en jy sal. Maak dit sin? Prys die Here. So Jesus sug daaroor, hy's die Vader, hoor in Markus 7:34, hy hoor die sug van Jesus, hy hoor dit, onthou, Jesus het niks uit homself uit gedoen nie. Omdat hy gees vervuld was met die Heilige Gees van die Vader, nadat hy gedoop is uit die Jordaan uit opgestaan het en die Gees op hom kom rus, kon Jesus hierdie werk doen. So hier is wat iets gebeur, maak jou Bybel op Psalm 20 vers 2. Ek gaan hom lees in die 83 vertaling, vers 2 tot 3. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Die NLV, die Nuwe Lewende Vertaling sê, ek het gehinker op die Here, of ek het hinkerig op die Here gewag. So ek het 'n verwagting, ek het gehinker, ek kon nie wag om by hom te kom nie. Die 2020 vertaling sê, ek het op die Here bly wag. Met ander woorde, ek het nie beweeg nie. Ek het daar gestaan tot God my antwoord. Vers 2. En hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Sê weer. Hoor jy, so nou is ek by 'n ander hoofstuk, ek het nooit my hoofstuk neergeskryf nie. Wees net lief vir my, sê pastoor, ek is lief vir jou. Ja, ek het nou groot aangejaag. My nota lê daar op my tafel, so ek het getik. So as ek tik, julle het my WhatsApps al gesien, kan ek 'n belydenis gee. Maar ek moet dit nie op Facebook doen nie, ek sal dit na die tyd doen. Ek het so sleg gevoel. En ek het baie sleg gevoel. Ek is te bang om nou te tik. Ag nee, kom ons los hierdie gesprek vir 'n ander dag. Die Bybel sê, die DBW sê, ek het nie teen die dak vasgebid nie, want hy het my gehoor. So die ander vers in Psalm, lees gou vir my vers 3, in Psalm 40, ek wil gou iets hoor. Psalm 40 vers 3. Ek kon dalk net 'n fout gemaak het, vergewe my, ek is maar mens, jong. 40 vers 3, kom ons kyk wat vertel hy vir my hierso. O nee, ek het aangejaag. Psalm 40, hou vas. Wees maar net lief vir my.
Psalm 40. En hy het my, daar sy, ek is reg. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Vers 4 sê, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees op die Here vertrou. En vrees en op die Here vertrou, ekskuus. In ander woorde, ons gaan sien wat God in ons lewe kan doen, en ons gaan op die Here vertrou. Die ander vertaling sê, hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en om die eer betoon, in die 33 vertaling sê vrees, maar hulle gaan met eer betoon, hulle sal op die Here vertrou. So jy voel dalk God ignoreer jou, ek wil vir jou sê, God het jou nog nooit ignoreer nie. Jy ignoreer hom met jou stubbornness. Luister, miskien praat jy soos Dawid, Psalm 39 vers 13, maak gou jou Bybel oop, Psalm 39 vers 13. Psalm 39 vers 13 sê, hoor, Here, my gebed en luister na my hulp geroep. Is julle saam met my? Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by u, 'n bywoner soos al my vaders. Die boodskap vertaling sê dit weer anderste. Hy sê, help my as ek bid. Romeine 8 sê, wanneer ek nie weet wanneer om te bid nie, sal die Gees van die Here vir my intree en by die Vader vir my bid. Kyk wat gebeur. Help my as ek bid, Here. Hoor tog as ek om hulp smeek. Moet my nie ignoreer as ek huil nie. Het jy al gehuil, dan voel jy so negatief, niemand luister vir jou nie. En jou eye shadow drip hier af en jy voel so lelik soos die nag. En net niemand kan jou kuif hang plat, jou skouers is by jou knieë. En almal sit vir jou en kyk aan die tafel, want hulle huil nie saam jou nie. En dan voel dit vir jou, waar is Jesus? Hoor hy nie as ek huil nie? Kan ek vir iemand die binnekant sê, Jesus sien jou trane. Onthou julle toe ek vir julle die hemel verduidelik het, die troon en die ark en alles in die vloer van die hemel en die reënboog en alles, onthou julle dit? Het ek vir julle die kamers gegee van die boeke van trane en die boeke van gebede wat God deurgaan. Hierso het jy gehuil oor dit, hier het jy gesmeek oor dit, hier het jy met my teruggepraat, maak blaai daai bladsy om. Hierso het jy, hoor jy wat ek sê, so God weet alles wat jy doen. En dan sê hy, met ander woorde Dawid, hy sê hy het geweet, hy is van God afhanklik. As jy sug oor vyande, maak God jou toevlug. Julle gaan vyande hê wat julle gaan moeg maak en mat maak. Luister, seën jou vyand. Ek wil julle iets leer. As jy jou vyand nie gaan seën nie, gaan jy moeg wees. Ja, julle hoor nie wat ek sê nie. As jy vyande het en jy seën hulle nie, gaan hulle vir jou kataza. Pastoor Jan het altyd gesê kataza. Ek het nou die woord gevind in die woordeboek weer. Hulle gaan jou kataza. Hulle gaan jou irriteer, hulle gaan jou moeg maak. Sê 'n bietjie PTW. Jou vyand is jou PTW. Kyk wat gaan gebeur. Psalm 10 vers 17. Maak oop jou Bybel. Psalm hoofstuk 10 vers 17. Hierdie is 'n klein lering wat ek net wil gee wanneer jy vir God bid. Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister. Sê bietjie prys die Here. Die 83 vertaling as ek reg gesê, Here, U hoor die smekinge van die hulpeloses en U sal hulle gerus stel en hulle gebede verhoor. Het jy al hulpeloos gevoel in jou lewe? Ek het al baie. Luister, ek het net in hierdie week toe sê ek, Here, ek voel hulpeloos. Ek voel hulpeloos en magteloos en moedeloos. Ek het nodig dat U na my luister vandag. Ek het U nodig om vir my raad te gee en my te wys. Wat moet ek anders te doen? Is daar iemand wat so voel? Kom aan. As jy 'n mens is, sê net amen, moet my nie laat sleg voel nie. Enige iemand. En as dit nie met jou gebeur nie, sê net ten minste ja. Ok, dan voel ek nie sleg nie. Prys die Here. So God hoor jou klagtes, hy hoor jou gekerm en hy hoor jou erkentenis van belydenis. As jy bely, jy is jammer. Hy hoor jou opregtheid en die ergste van alles is selfs die valsheid in jou hart. Ek is so jammer wat ek aan jou gedoen het. Maar ek draai om hier na haar toe en ek vertel haar nou net wat se tipe mens is jy. Maar ek bely, ek kan onthou in die kerk, natuurlik het dit met my gebeur, 'n man kom na my toe na 'n groot slegte ding wat gebeur het, nie in ons kerk nie, maar dit is in 'n kerkgebeurtenis, kan ek stel dit so.
En voor mense sê hy vir my, hy is jammer en hy bel my vrou en hy sê vir my vrou, of hy bel my, ek en my vrou moet kom kuier en ons moet koffie drink en ons moet gesels. Julle sal nie glo nie, ek en my vrou stap by daai prediker se huis uit die volgende dag, toe breek die nuus het hy maar net aangegaan. Kan ek jou iets sê, God ken die valsheid van jou hart. Wees jy eerlik en opreg. As jy vergewe het, let go. Moenie vashou nie, let go. En dan kom die Here die volgende en hy leer ons hierdie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ken julle daai lied? Ek weet die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef, sonder haat na goedheid streef. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Michael speel vir my daarso. Solank as wat jy in sonde bly, hoe wil jy hê moet God 'n weg maak vir jou? Hoe wil jy hê moet God jou seën? God kan, maar daar's 'n prys wat jy moet betaal. Kan jy daai lied speel? Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek dink hy's in F, moet hom net nie in C sit nie, ek is nie Jimmy Swaggart nie. Sit hom gou daar in F, druk 'n F, ken jy hom? Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef, sonder haat na goedheid streef. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek wil hê jy moet ons saam met my sing vir 'n oomblik terwyl jy sit. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef en sonder haat na goedheid streef. Ek weet dat die Here maak 'n weg vir my. Speel uit saggies daar. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Wat gaan hy weg wees? As ek heilig leef. Die tweede een is, dit staan in die woord van die Here, gaan lees Psalm. Ek moet sonde haat en ek moet na goedheid streef. Toe ek net vir jou gesê het, as jy nie jou vyand gaan seën nie, gaan jy moeg raak. Die oomblik wat jy iemand seën, kyk as jy vir iemand sê, bring jou beursie, ons gaan vir jou bid met jou beursie. Daai pastoor is net die beste. Hy's so mooi, hy's so een van daai pareltjies, daai visies met die stertjies, wat noem jy hulle, hy's nou so gorgeous en al, maar eintlik is hy vet en oorgewig en nie mans genoeg nie. Ek gee net 'n voorbeeld vanaand. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? God soek 'n opregte hart by jou. Vroeg in die môre, wanneer jy opstaan, moet jy hom soek. Moenie uitreik na jou selfoon eerste nie. Ek het vanaand toe ek hier stop, en vanoggend, dan sit ek so 5 minute langer in die kar, 10 minute, dan praat ek eers met die Here, en dan is dit klaar, as vat ek my foon, dan begin ek my drywers op die groep sê, julle plan nie nou vir my nie, ek is nou in die kerk, as jy 'n probleem het, byt op jou tande, kyk 'n bietjie log in, ek stuur net vir hulle ook daai link. My drywers, ek sit in die môre, dan maak ek, as ek klaar is met my stilte tyd, dan gaan maak ek my videokamera oop, dan sit my drywers besig met Bybel lees, en bid op hulle knieë, dan sien ek dit op die kamera, hulle weet nie as ek sien hulle nie. Dan begin hulle te bid. Hulle het soveel respek, wanneer hulle by jou kom, dan praat hulle net, dan sê hulle Maruti, sê ek nee, noem my Rian, dan sal hulle sê, en tate, bid saam met my, want dinge by my huis is nie lekker nie, net daar, by die trok, ons staan met die web, ek was saam met hulle, ek gryp die besin, was nie, ek sê onder die chest, Karlien, sy is onder die chessie en lap, alles hy weet, ons maak die trok skoon met 'n eerbad, papi, ons is daar, weet jy wat doen ons? Ons sal daar staan, dan sê sy, kom hier, kom ons bid gou vir jou, wat is fout? Dan praat hy sy hart uit, en hy het respek vir jou, en hy het respek vir God, want hy soek iemand wat hom kan lei, om die regte ding te doen, om by Jesus uit te kom. As jy heilig leef, na goedheid streef, weet die Here maak 'n weg vir jou. Ek wil afsluit. Kolossense 4:2 sê, volhard in gebed, terwyl julle geestelik werksaam en dankbaar is. Die boodskap vertaling, DB vertaling sê, bid gedissiplineerd, gedurig.
gedissiplineerd. God soek dissipline in jou gebedtyd. Ek sluit af met Psalm 55 vers 18. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun, en hy hoor nog steeds my stem. Die 83 vertaling sê, in die aand en in die môre en in die middag, heel dag. Wow, ken jy hulle? Ken jy vir hulle? Daai tannie met die besem. Die heel dag kla en sug ek, en hy hoor my roep. Hy hoor my. En die Nuwe Lewende Vertaling sê, saans, soggens en smiddag, pleit ek en kla ek, en hy hoor steeds my stem. Weet verseker, Jesus hoor jou klagtes, en hy hoor as jy sug.